Ek het hierdie naweek die voorreg gehad om een van die mooiste sonsondergange te ervaar. En ek het net weer eens besef hoe groot en uniek God se skepping is. Ons lees in Genesis 1 vers 3 tot 5. Toe beveel God, laat daar lig wees. En dit was so. Die lig was vir God goed. Daarop het God die lig en die donkerte van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donkerte nag. Gedurende die volgende aand het ek wakker geword. Dit was die eerste gedagte wat by my opkom, die van die vorige dag, se sonsondergang. Die Skepper het dit so bepaal dat elke dag 'n aanvang neem met die dagbreek en eindig met sonsondergang. En het ons in ons gejaagde lewe al so gewoond geraak daaraan, dat die wonder daarvan nie meer 'n impak op ons lewens maak nie. Ons as mense se lewens begin ook met dagbreek, die sien van die eerste dag by ons geboorte, en eindig met sonsondergang, wanneer ons te sterwe kom, en die son vir ons finaal donker word. Ek wonder toe, of die dag wat ek en jy te sterwe sal kom, en as ware ons laaste sonsondergang ervaar, of het ook so mooi sal wees, soos die een wat ek hierdie naweek ervaar het. Gaan ons in ons laaste oomblikke met blydskap, vreugde en verwondering uitsien na die hiernamaals, die ewige lewe in die teenwoordigheid van Jesus Christus as bestemming, of gaan ons oorweldig wees deur vrees, spyt en verwyte, omdat ons eindbestemming vir ons onbekend is. Jou lewe of lewenstyl gaan jou finale sonsondergang bepaal. Nie wanneer dit gaan wees, maar hoe jy dit gaan ervaar. Wil jy die mooiste sonsondergang ervaar wanneer jou lewe ten einde loop? Hou dan op om op jouself en jou vermoë in staat te maak. Breek los van die wêreldse dinge en kom in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Kom sit by sy voete. Aanvaar hom as jou verlosser en bely jou sondes en bekeer jou daarvan. Jesus self het immers gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my. Johannes 14 vers 6.